'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ons het 'n bevelvoerder gehad op Waterkloof. En nou voor jy gaan vlieg, moet jy 'n ordentlike voorvluginspeksie doen. Jy moet om die vliegtuig loop. Elke ding, daar's 'n spesifieke skedule wat jy moet doen en kyk dat alles reg is voordat jy in die kajuit klim. Hy het altyd ingegaan, dan skop hy net in die vliegtuig se wiel, dan klim hy in. Ek sal nou nie sy naam sê nie. En toe eendag, toe het nou is ons 'n klomp kapteins en hy is natuurlik nou 'n kommandant of 'n luitenant-kolonel. En toe het ons gesien daar staan 'n vliegtuig in die vliegtuigloods wat nie 'n engine in het, heeltemal. Toe vra ons vir die grondbemanning, trek 'n bietjie hierdie vliegtuig vir ons buite op die lyn. En dan skryf ons in die boek dat dis die vliegtuig wat hy moet gaan vlieg. En hy het toe uitgestap, die wiel geskop, ingeklim, batterykrag aangesit en vir die grondbemanning gevloek en gesê die koppeling van die batterye is nie gemaak nie. En toe het iemand geskree, maar daar's iets verkeerd met die engine. Toe het hy uitgeklim en toe het hy by die luginlaat ingekyk en toe sien hy sit agter by die tailpipe uit, daar's nie 'n engine in die vliegtuig nie. Nou dis die tipe goed wat jy versigtig moet doen, want dit hang af die ou rang, jy weet, miskien gaan dit op 'n kol op jou backfire. Maar as 'n reël is die lewe op 'n vegterskader redelik streng. Jy skryf elke liewe oggend 'n toets, elke oggend. As jy 10 oggende werk toe kom, dan skryf jy 10 oggende 'n toets. Baie keer is dit 'n toets net vir vraag en antwoord. En wat hulle gewoonlik doen, hulle gee vir jou 'n noodgeval. Hulle sê, "Oké, brand na opstyging." En dan moet jy aframmel wat verkeerd gegaan het. Maar daar's baie verskillende modelle Mirages. En my heel eerste nagvlieg is toe in 'n model wat ek glad nie ken nie. Ons het sy sustervliegtuig het ek my opleiding opgehad het op daai stadium en 'n redelike senior instrukteur klim saam met my in. En sommer vandat die engine aan die gang kom, het ek gevoel dinge is nie reg. Hy het rumbles en hy knor en hy maak nie wat ek wil hê hy moet maak. Maar nou is dit aand. Ek ken ook nie die beligting nie, dit lyk vir my swak. Hulle sê toe later vir my, dis ouer modelle, hulle maak my almal so. Nou ry ons uit. En een van die grootste noodgevalle wat 'n vlieënier kan kry in 'n enkel engine vliegtuig is brand direk na opstyging. En nou toe ek die volkrag aansit, toe klink die vliegtuig soos 'n plaasbakkie op 'n grondpad. En dis donker en terwyl ek die onderstel optrek net na opstyging, toe skree die instrukteur van agterste kajuit af vir my, "Wend, dit beteken ek moet die ventilasiestelsel aanskakel dat daar vars lug in die kajuit inkom. Dis gewoonlik 'n teken van daar's 'n brand." En hy sê vir my, "Gaan 100% suurstof. Dan moet ek nou skakel, laat ons 100% suurstof in, en dit is nou 'n sekere teken dat die vliegtuig aan die brand is. Nou kyk ek in die spieeltjie, ek probeer kyk vir vlamme. En ek wag vir hom om te skree dat ons uitskiet. En hy so 'n paar sekondes later kom hy sê, "Oké, jy kan maar weer normaal gaan. Nou het ek hom stink gepoep." So, dis een van daai gevalle dat ek sê, dank Vader daarvoor, jy weet, dat die ding nie brand. Onthou, jy sit nou al vir 3-4 uur lank in 'n voorbereiding doen vir 'n halfuur uitvlug of vir 'n 1 uur uitvlug. Sit jy ken die kaarte, jy bestudeer die foto's en jy weet presies waar jou teiken is, jy weet wat se verdediging, wie waar vanaf gaan skiet op jou. So jy en jy is werklik bang. As ek sê bang, dan bedoel ek dat jy bewe. En dan stap jy uit daai vliegtuig toe en jy is jittery. En dan as jy daai kajuit toemaak, dan ons noem dit pressurized, dan word drukking in die kajuit ingesit, dan maak die kajuit so 'n geluid. En as jy daai geluid gemaak het, verdwyn alle bangheid. As iemand dan vir jou sê die uitvlug is gekanselleer, dan vloek jy groot woorde, dan is die mes tussen die tande en niks wil jou stop nie, dan wil jy nie gestop wees nie. So daar's 'n groot sielkundige verandering wat plaasvind, van dat jy daai kajuit begin toemaak tot die kajuit toe is, as daai geluid kom, dan wil jy gaan beklei. En dan weer, as jy uitklim, skrik jy eers weer. En dan wat baie interessant is, dit is eintlik klomp sielkundige goed. As jy nou terugry, eerste wat die grondbemanning na kyk, is hulle noem dit die gun ports, die
area net voor die kanonne. As dit swart is, beteken dat jy het geskiet. En dan kry jy die groot glimlagte dat jy het geskiet, jy het iets raak geskiet en dan wil hulle nou die stories hoor. En dan as jy uitklim, dan begin jy weer skrik. Of veral as jy nou na die films kyk van die kameras wat deur die visier afneem. Maar terwyl dat jy in die lug is, dan verdwyn dit. Jy sien hoe die kanon na jou toe skiet, maar jy sê ek gaan hom uitskiet voor hy my skiet. En jy maak jouself, dis nou ook sielkundig, klein Annika jy trek jouself op 'n bollentjie. Dit gaan absoluut niks help nie, maar jy voel as jy kleiner is gaan hulle jou miskiet. Sielkundig. En dit was 'n groot deel van my tipe aanvalle waar ek hard gewerk het, is om lugafweer uit te skiet. Jy draai en jy wag tot hy begin skiet, dan kan jy sien waar die rook van die lope vanaf kom. En dan moet jy hom uithaal voor hy jou uithaal. En dit is maar van oorlog, jong, jy weet, daar is dae en weke van niks doen nie en dan is daar 24 uur van hell to play. As dinge begin gebeur. Maar ons het daarom so okay, ek het in die 3 jaar wat ek nou baie aktief aan die aksie deelgeneem het ek omtrent 300 operasionele uitvlugte gedoen. Dis nou waar jy skiet en waar jy opgeskiet kan raak. Ek praat nou nie van verkenning nie, ek praat van, weet waar jy, die Engelse praat, to fly in harm's way. En so dit kan 'n mens 'n idee gee, en ons doen natuurlik 2 maande daar en 2 maande by die huis. So die 2 maande wat jy daar is, baie keer, dan gaan dit nou erg aan, veral as daar 'n operasie aan die gang is. Maar om eintlik verder uit te brei op jou vraag, in vredestyd is 'n mens geneig om laks te raak. Jy begin die dinge doen wat lekker is en nie noodwendig die goed wat noodsaaklik is nie. En dit bring my by toe die Russe die klomp goed ontplooi het, hulle mees moderne lugverdedigingsstelsels in Angola, het dit die Suid-Afrikaanse lugmag totaal met ons broek op ons enkels gevang. Ons het ingegaan sonder ordentlike kennis en sonder ordentlike taktiek. Ons het in die eerste jaar 5 vliegtuie verloor en 2 vlieëniers. Nou dit is nie 'n volhoubare verliestempo nie. As dit so aanhou sou ons uit vliegtuie en vlieëniers uitgeraak het baie gou. Toe het ons besluit handbreek optrek, trek al die vegtervliegtuie terug van die grens af en kom heroplei. Toe het ons die heropleiding in 2 bene gesplit. Dis nou, om verder jou vraag te beantwoord, hoe berei jy jouself voor? En ons was verkeerd voorbereid, anders sou hulle nie 500 vliegtuie afgeskiet het nie. En toe het ons elkeen van die vliegtuie wat afgeskiet is, het ons gaan ondersoek, hoekom is hy afgeskiet? Wat het ons verkeerd gedoen? Dis die een been. En ons het ons taktiek verander. Ons het die vlieëniers opgelei om ultra lae hoogte te vlieg, om teen 800 km/h op 15 meter te vlieg en te navigeer. Onthou, daar was nie GPS nie. Ons het met kaart in die een hand en die controles in die ander hand gevlieg. En dan moet jy nog uitkyk en jy moet verkenning doen. En dan vlieg jy op 15 meter hoogte. En dan is daar hierdie krematartbome wat nie blare aan het nie, wat hoog bo kan die ander uitstaan. Ek het hulle die 3G bome genoem. Jy moet so 3G trek, dan mis jy hom. En maar en ons het dis die ander gedeelte van ons voorbereiding, daar wat ek nou meer betrokke geraak het, is ons het die stelsel wat ons afgeskiet het, gaan ondersoek. En ek was intiem daarmee betrokke, om elke stelsel uit mekaar uit te trek, nie fisies nie, maar om hom te ondersoek, en te kyk waar is sy swakhede, en hoe kan ons die Engelse praat, detect, identify, counter. Maar jy moet hom eers detect, en as jy hom detect het, moet jy hom identify. Hoe identify jy hom? Deur te weet, as hy die syne uitsaai, kan hy nog nie skiet nie. Maar as hy van hierdie mode na daai mode oorgeslaan het, dan moet jy reg wees om te pasop, dan kan hy op jou skiet. Om daai ondersoeke te doen, was ek vir jare en jare na, ek dink, dit kom terug na my vorige statement, omdat ek bang is. Ek is bang hulle skiet my raak, so dat ek hulle kan identifiseer en dan iets daaraan kan doen. En om vir hom te gee pad is ook 'n aksie, jy vlieg om hom, dan kan hy jou nie skiet nie. So, toe het ons heropgelei, en ons het die stelsels se swakhede ontdek en uitgebuit, en toe het ons in die volgende 10 jaar
nie weer 5 vliegtuie verloor nie. So daardie korrektiewe aksie was 100% in lyn. So dit het ons dan nou gebring by dat ons blootgestel was aan stelsels, die mees moderne, gesofistikeerde stelsels van die Russiese industrie. En daar het hulle die hele tyd die goed verbeter en hulle het Angola as 'n toetsarena gebruik. Om obviously as hulle weer 'n vliegtuig misskiet, dan gaan hulle weer sê, hoekom het ons sy vliegtuig misgeskiet? Omdat Mossie die ding belemmer het, dan sê hulle, maar wat se belemmering het hy gebruik? Dan moet ons iets daaraan doen, en dit was so 'n skaakspel. En so, toe het ons skielik in die hele westerse wêreld baie populêr geraak, want almal wil weet, wat het julle gedoen? Hoekom skiet hulle julle nie raak nie? Want hulle het die blootstelling aan hy stelsels nie. En waar lande wat groot sanksies teen ons toegepas het, nooi my skielik uit, baie keer onder 'n vals naam, partykeer met vals paspoorte, om in 'n land in te kom en net vir hulle te vertel, hoe lyk die goed? Hoe vlieg julle teen hulle? Hoekom skiet hulle julle nie raak nie? En dan is daar lande wat sê, ons het satellietbeelde van julle, ons het jou gekyk. Hoekom het julle so en so gevlieg? Ek sal nou nie name noem van lande nie, maar mense kan seker aflei. En dit het vir ons geweldige, ek wil amper sê, intelligensie krediet op ons ligte gepak. Ons het een Kersfees, toe doen ons 'n baie warm opvolgoperasie, redelik diep in Angola aan. Ons soek 2 panserkarre, wat moeilikheid gemaak het van FAPLA, van die Angolese magte. My opdrag was, gaan skiet daai panserkarre uit. Ons weet waar hulle laaste gesien was, hulle het baie belangrike uitrusting aan boord, hulle moet uitgeskiet raak. Ons kon net nie kry nie. Nou moet ons spore sny, uit die lug het jy kan nie. Dit is te ver om die rekkies in te stuur. So nou moet ons soek. Nou kom Kersfees. En my verjaarsdag is net voor Kersfees, my verjaarsdag is die 29ste November. So toe's ek nou nog daar. En toe vra hulle vir my, lugmaghoofkwartier, kan jy bly en kyk of julle daai panserkarre kan opspoor? Toe sê ek vir hulle, ek sê, brigadier, ja, ek kan bly, maar dis dan nie lekker om jou verjaarsdag en Kersfees te hê sonder jou familie nie. Is dit moontlik dat julle my familie kan bos toe bring? En 'n week later, hier stap my vrou en my 3 kinders van die vliegtuig af op Ondangwa, met hulle verblyf en alles, en dan ek het toe daai tyd nagaanvalle ook gedoen. Dan het ons in die nag gaan soek vir die voertuie, want ons gedink hulle sal moet ligte gebruik. En dan stap my kinders saam met my uit, en dan as hulle terugkom, dan wys die grondbemanning vir hulle waar om te kyk of die kanonne geskiet het en sulke tipe goed is. En ons het seker 50, 60 vliegure spandeer, en hulle was gekamoufleer in 'n digbeboste gebied, en ons het hulle nooit gekry nie. En ek weet nie wat van hulle geraak het nie. Ek dink daar was te 'n lang tyd van dat inligting besef het wat in daai karre is, totdat ons begin soek het, en waar hulle laas gesien was, kon 50 km gewees het van waar hulle toe al trek. Ons het hulle nie gekry nie. Nou hulle het, op daai stadium het ons 'n nuwe 30 mm kanonronde gehad. APHECI. Die CI staan vir Core Incendiary en die AP staan vir Armor Piercing. Ons het tanks uitgeskiet met 'n 30 mm kanon. Dis een van daardie goed wat die sanksie ons na toe gedwing het dat ons eie goed moet ontwikkel. En ons militêre industrie het baie goed gedoen, want ons kon met spesifieke operasionele behoeftes, dis daai tipe tank. Hulle het hierdie panser, bou vir ons 'n koel wat daar kan deurgaan. En daar die leer het gesê, hulle hoor die tanks aankom. En ek en 'n ou met die naam van Joe van der Berg, ons het ingegaan met 2 vliegtuie. Ons het die rook gesien, het rook gegooi, en ons het opgewip, en ek het 'n baie groot streng, baie streng wat ek self toegepas het op al my vlieëniers. Jy doen nooit 'n heraanval nie. As jy misgeskiet het, gepat jy. Maar om vir jou te wys hoe jy die mestes in die tande kan kry. Ek het my teiken, die tank te laat gesien, en toe ek aan die sneller vat. Nou die Impala, anders as ander vliegtuie, die kanonne was so sterk, as jy skiet, dan die neus afgetrek, en 'n ander vliegtuig gaan die neus op. So jy het voor die teiken begin, dan loop jy die koels deur die teiken. Die Impala se neus het opgewip.
So jy vat die korrel bo oor die teiken en dan wip die neus af as jy skiet omdat die kanonne so sterk was. En ek het geskiet 2 koels, toe sien ek gaan in iets vasvlieg. Die 2 koels is bo oor die tank. En dan gooi jy al jou eie reëls oorboord, toe gaan ek om, doen ek 'n heraanval, en toe skiet ek die tank raak. En nou jy breek gewoonlik af, voordat, jy bly nie in die duik in nie, want daar kan ontploffings wees. So as die laaste koel loop, dan breek jy hard af, gewoonlik na links. En dan het die nommer 2 het geskree, daar brand hy. So, en dit was nou weer een van die suksesvolle gevalle waar, en nou ongelukkig kan jy nie jou eie aanval se effek sien nie, jou nommer 2 gewoonlik gee dit. Jy weet, hulle sê, 'n jong vlieënier, ons kry ons vleuels op 200 uur. As jy in die lewe bly tot 300 uur, gaan jy waarskynlik op 1000 uur nog lewe. Maar daai stukkie tussen 200 en 300 uur is wanneer jy te dom is om te weet hoe min jy weet. Na 300 uur begin jy besef, sekere dinge doen 'n mens nie. Dit was in fact, ons het 2 hawens gaan haal. Ek was Port Elizabeth op PSK, dit is toe jare voordat ek die baas was. Toe was ek 'n student, 'n tweede luitenant, en dan universiteitsvakansies dat ons nou op die hawenseskaders gaan vlieg vir gevorderde opleiding. En dis in daardie gevaarlike 200 tot 300 ure ondervindingsgap, as ou dit so kan noem. En ek en 'n ou Johan Potgieter, ons moet 2 hawens gaan haal, want die hawens was gediens op Comair daai tyd op Youngsfield. En ons gaan haal die 2 hawens, maar nou as ons nou geen dissipline, jy kan maak wat jy wil, ons moet net die hawens ferry vanaf Youngsfield na Port Elizabeth toe. So nou doen ons laagvlieg, ons vlieg ongemagtigde formasie, en ons doen aerobatics en goed wat jy nie mag doen nie. En daar so net by Nysna verby, is daar 'n groot, ek dink is 'n denneplantasie, maar dit nou al hier in die middel 'n stuk plat gesny. So nou is daar hoë bome aan die kant, hoë bome aan die ander kant, maar hier in die middel is daar nou net stompe. En aan die ander kant staan 'n wa, waarop hulle stompe laai, met 'n trekker. En ek sê vir Potty oor die radio, ek sê, kyk hoe jaag ek daai werkers van daai wa af. En ek laat sak tussen die bome, en nou sê ek hier op, sê net maar 2-3 meter, vol spoed, so vinnig as wat David kan hardloop, net bo kan die stompe. En net na die wa is daar nou weer hoë bome, en ek trek hard op bo oor die wa, en ek sien hoe duik hulle van die wa af, het is 'n groot pret. En toe ek nou bo uitkom, toe sê Potty vir my, daar's groot moeilikheid. Daar sit 'n stuk tak in jou agterwiel vas. Kyk, die hawens agterwiel kon nie intrek nie. Nou weet ek, as ek met die stuk tak in die agterwiel land, is ek uit die lugmag uit. Dit is ten minste 'n court martial en ek is uit. Voordat ek nog my loopbaan begin het. Nou begin ek skerp draai, toe dus ek oor die see. Nou doen ons skerp draai heen en weer, sê Potty, die tak hang nog. Nou besluit ek gaan 'n staakdraai doen. Meer stupid kan jy nie kry nie. Ek gaan nou optrek, dan gaan ek die vliegtuig laat terugval. Laat die wind dan van onderaf kom en die tak afwaai. Dis stupid, dat die wind kom nooit van onderaf nie, die vliegtuig val so. Maar ek is nou desperaat. Nou trek ek haar op, ek doen 'n stolte, en laat ek nie in die water beland het, die verstaan ek nie. Ek sê, Potty, hoe lyk dit? Hy sê, die tak sit nog steeds. En besluit ek, okay, ernstige dinge roep vir ernstige aksies. Ek gaan nou die spoed afbring na die vliegtuig, want sy gat effens laag vlieg, en dan gaan die tak afskuur teen die beach, op die beach. Daar so, daai stuk noord van, wat is die plek se naam? Suid van PE, so 'n lang stuk wit beach. Ek gaan nou die tak afskuur teen die grond. Nou kom ek laer en later, en nou het ek die vliegtuig in 'n kragstelling, laat hy so neus op hardloop. En soos ek laer kom, sien ek die skaduwee van my vliegtuig op die strand. En ek sien, maar daar's niks aan my wiel nie. En ek sê, Potty, jou bliksem wil jy my dood hê. En hy lag, ka, ek wil net sien wat sou jy doen. Ek sê, nee jou hel man, ek kon myself doodmaak. En na landing toe sê ek vir hom, daai was 'n poging tot moord. Al wat jy wou doen, jy wou vanaand vir my meisie gaan vertel, hoe jy my gesien het, en hoe jammer jy is dat ek dood is, en dan wil jy haar 'n bietjie gekalmeer het. En maar dit is nou een van die stout goed wat 'n mens aanvang in hierdie kritiese tyd wat jy stupid is en jy weet hoe stupid jy is. Hier 6 maande voor my eindeksamen, toe besluit ek, Bason, jy gaan nie graad kry nie.
want jy's agter, jy's lui, jy vang vis en jy duik en jy skiet vis en jy is bloody ver agter. En dan gaan jy in hierdie panic swat mode waar jy jouself in jou kamer toesluit dat jy nie weet of dit nag of dag is nie. En jy moet take indien. En ek dink ek het my graad net so deurgeskraap want maar dit wil ek nie oor hê nie. Maar die res van my loopbaan sal ek enige tyd môre weer vat. Met al die wat na my geskiet is, sal by 3 keer raak geskiet die vliegtuig, gate deur die vliegtuig. En die heel eerste SAM 7 surface to air skouergelanseerde missiel is op my geskiet. Toe was ek in 'n bosbok, weet vanoggend gepraat van die bosbok waar jy agter mekaar sit. Ek was passasier in 'n bosbok. Ek wou sekere area uit die lug uit gaan kyk om te kyk of ons nie 'n ambush daar kan stig wat ons kan aanval nie. En in die volgende oomblik toe kom hierdie bol rookie by die vliegtuig verby. En so dit was die heel eerste een. Ek het toe dadelik dit geïdentifiseer en toe het ek besluit hierdie manne gaan my doodskiet, ek moet iets aan doen. Die absolute satisfaksie van om 'n probleem te sien van 'n stelsel en jy gaan en jy sneek iewers in as 'n civvy en jy het 'n ingenieurtjie saam met jou en jy koop 'n ding met dollars uit 'n tas uit, 'n missielkop, en jy sit na baie vodka, sit jy op 'n plek en met 'n Leatherman haal jy daai missielkop uitmekaar en jy pak die stelsels intussen loodkristalglase, dan tel die radar by die douane tel dit nie op nie. As jy dit tussen loodkristalglase pak jy die onderdele van daai missiel en jy sneek terug en jy sit daai goed weer aan mekaar by die WNR en jy kry daardie missielkop op en jy vind uit waar sy swakhede is. Ek meen, dis vir my baie meer excitement as 'n goeie oes op 'n plaas. En dan ontwikkel jy teenmaatreëls. En jy sien maar die ding werk in die nag nie. En dan sê okay, ons moet ons vlieëniers oplei om in pikdonkerte, lae hoogte te vlieg. Modifiseer die vliegtye. En daar gaan ons en ons verloor nie 'n enkele vliegtuig nie want die ouens, ons uitgevind daai missiel kan nie in die nag werk nie. Weet, dis daai nie oorgas ek sou alles net so oorgedoen het. Man, ek moet nou tot my skaamte ontken die spying was nogal lekkerder want dit is jy word wel die vlieg ook maar jou vermoëns word tot op die uiterste beproef. Jy weet en jy weet soos as jy vlieg weet jy as hulle vir jou ordentlik raak skiet is jy dood. Maar jy weet met die spying as hulle vir jou vang, gaan jy in 'n baie lelike tronk sit vir 'n baie lang tyd as hulle jou nie doodskiet. Ja, in my boek verduidelik ek hoe ek gesit het en ek dink okay, as dit hulle gaan my probeer uithaal. As dit 'n kopskoot is, dan sit ek en wonder. Gaan ek die skoot hoor? Dan besluit ek as dit 'n kopskoot is, gaan ek dit nie hoor nie. Dis die een wat ek verkies. Laat ek liewer nie weet nie. Maar as dit 'n hardskoot is, hang af van hoe ver af jy ou skiet. As jy van ver af skiet, gaan hy waarskynlik probeer vir 'n hardskoot. Dan gaan ek waarskynlik dit voel en ek gaan die skoot hoor. En dan sit jy daar en jy sit en die ou wat jy moet ontmoet kom 45 minute later daaraan. En jy voel hulle het jou daar geplant om jou uit te haal. En daai adrenalien is soos om in 'n vliegtuig te sit en 'n lugafweerkanon te gaan uitskiet. Nie dat 'n ou dit wil hê nie, maar jy sê later jy's like okay. Maar die spying was lekker.